Welkom terug geliefde, ons is by week 1 van Begin Klein, Bly Getrou. Hierdie week fokus ons op iets eenvoudig maar lewensveranderend. Een woord, een God geïnspireerde woord, 'n rigtingwyser vir jou lewe. Gister het ons gesien dat dit wat jy dink, rig wat jy doen. Vandag sien ons dat dit wat jy sê, rig wat jy sien. Die skrif is baie duidelik, jou woorde dra gewig, hulle vorm jou hele atmosfeer, hulle rig jou rigting en hulle het die potensiaal om lewe en dood voor te bring. Nee? Dis Spreuke 18 vers 21 wat vir ons sê, woorde het mag oor die lewe en dood. As jy dus 'n woord gekies het vir hierdie jaar of vir hierdie week wat vir jou voorlê vir die res van die jaar, moenie dit net dink nie, begin dit praat, né? My hoop is dat jy die hele week al saam met my vertrou vir die Here vir 'n woord, né? En as jy daai woord het, dan moet jy dit oor jou lewe spreek. Dis nie net 'n valse positiwiteit nie, dis geloof. Dis jy sê nie ek voel sterk nie, jy sê ek is sterk in die Here. Jy sê nie ek wens ek was geduldig nie, jy sê ek kweek die vrug van geduld deur die Heilige Gees se hulp. Kweek daai vrug in my lewe. Dis inteendeel, dis Jakobus wat hierdie sê as hy skryf dat die tong is soos 'n roer wat die hele skip kan rig. Dis klein, maar is kragtig. Wat jy sê oor jouself, wat jy sê oor jou lewe, oor jou jaar, oor jou week, jou maand en dit vir jou voorlê, oor jou gesin, oor jou geestelike lewe, dit wat jy spreek, praat jy lewe of spreek jy vrees? Praat jy hoop of spreek jy frustrasie? Is jou woord net op papier of is daai woord op jou tong, né? Daai woord wat God vir jou gee, is dit op jou tong? Dalk is dit tyd om jou woord hardop uit te spreek, oor jou lewe, oor jou huis, oor jou dag. En dis wat jy moet spreek, né? Prakties wil ek jou uitdaag met hierdie. Begin vandag deur jou een woord hardop te sê. Elke keer as jy moedeloos voel of voor jou dag begin hè, dan koppel jy daai waarheid, daai woord wat jy spreek, dan draai jy dit, dan koppel jy dit sommer in 'n Bybelvers. Iets miskien sê jy sê dalk jou woord is standvastig, dan sê jy ek is standvastig, ek hou vol, ek hou eind, ek gaan deur, ek is vry. Jesus het my vrygemaak. Hoekom is ons vry? Want Jesus het ons vrygemaak, né? Dalk sê jy ek is geliefd. Ek is 'n geliefde. Hoekom? Want ek is God se kind, dis my identiteit. Jy sê dalk ek is geseënd. Nee, hoekom? Want ek dra die teenwoordigheid van die Here oral waar ek gaan. Daai is my skrif wat ek baie aan dink. Is Lukas 2 vers 52 wat sê en hy het guns gehad by God en het guns gehad by mense. So ek baie keer sê Here, ek bid vir guns by U en by mense. So onthou, geliefde, hierdie is nie positiewe selfspraak nie. Nee, dis geloofspraak. Wanneer jy 'n woord van God afkry en jy connect dit met die skrif en jy spreek dit, nee, dis dalk vreemd aan die begin vir jou, nee, maar elke keer as jy jou woord spreek, dan bou jy geloof. Jy nooi God se waarheid in jou lewe en in jou atmosfeer in. En met tyd begin jy optree volgens wat jy gereeld verklaar. Dis wat so belangrik is. Elke keer as jy dit oor jou mond hoor, jy skuif jou fokus na die gedagte dat ek wil die regte goeders dink, so daarom gaan ek die regte goeders sê. En as die verkeerde goeders uitkom, dan besef jy, wow, wag, ek het hierdie commitment gemaak teenoor hierdie een woord wat die Here vir my gegee het. En hoe meer jy dit sê, hoe meer belyn jy jou gedagtes in jou hart en jou lewe met daardie geloofspraak. Kom ons bid saam. Here, vandag wil ek U eer vir die woorde wat U vir ons gegee het hierdie week, wat ons vat en wat ons oor ons lewens uitspreek. Daarom vra ek, Here, dat dit gaan nie oor positiewe selfspraak en ons het iets probeer opdrom uit ons binneste uit, maar hierdie woord of woorde wat U in ons lewens inspreek, nee, hierdie dinge wat U vra, begin klein, wees net getrou. Here Vader, ek bid daai woorde wat ons spreek, dat ons dit nie net ons eie sal maak, maar dat ons sal connect met die woord van God. En soos die woord van God oor ons lewens gespreek word, so sal geloof bou. Dis Romeine 10 vers 17 wat sê, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En daarom vra ek, Here, dat die woord van God die fondasie sal raak, wat ons sal rig en sal lei, en dat ons hierdie woorde oor ons lewens sal spreek, dat ons sal verryk, dat ons lewens sal verander, ons gesinne se lewens sal verander, en die mense om ons ook die vrug daarvan sal geniet. Dis ons gebed nou, in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.